Omtrek. Omtrek is 'n eendimensionele afstand en ons bereken dit deur herhaaldelik op te tel. 1 lengte plus 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 plus. Wanneer jy omtrek uitwerk, moet jy altyd seker maak jy werk met dieselfde eenhede. Jy kan nie verskillende eenhede bymekaar tel nie. Jy moet dit alles eers na dieselfde eenheid toe omskakel. Millimeter plus millimeter, sentimeter plus sentimeter, meter plus meter en kilometer plus kilometer. In graad 7 begin jy met formules werk. Ons gaan 2 formules leer hoe om die omtrek te bereken. 'n Formule is 'n baie nuttige ding, want dit gee vir jou 'n kort pad om by die antwoord uit te kom. Jy vervang net die gedeeltes in die formule met die regte getalle vir die vraag waarmee jy werk. Dan hoef jy nie elke keer van voor af uit te werk om by die regte antwoord uit te kom nie. Die eerste formule wat ons gaan doen, is die omtrek van 'n vierkant. Omtrek beteken mos al die afstande reg rondom die figuur. Ons begin op 'n punt en ons gaan om. Wat is nou weer die eienskap van 'n vierkant se sye? Die sye is ewe lank. As ons die omtrek van 'n vierkant wil bereken, is dit mos sy eerste sy, plus nog 'n sy, plus nog 'n sy, en dan plus die vierde sy. En al die sye is ewe lank. Sy plus sy plus sy plus sy. Die omtrek van die vierkant is 4 keer die lengte van die sy. Ons praat van die lengte van die vierkant se sy as die lengte wat met 'n L voorgestel word. So ons vervang sy met 'n L. Die omtrek is 4 keer die lengte. En ons kan dit sommer sonder die maalteken skryf as 4L. Kom ons doen gou 'n voorbeeld. Die formule vir die omtrek van 'n vierkant is 4 maal die lengte. Hier is die lengte van die sy 5 cm. Ons skryf nou die 5 cm in die plek van die L en ons som lees nou 4 maal 5 cm. Ons bereken 4 maal 5 is 20 cm. Die omtrek is 20 cm. Dit is mos nou baie makliker as om herhaaldelik al die sye bymekaar te tel. Jy moet die formule goed leer ken, want jy gaan dit nog baie gebruik. Die tweede formule wat jy moet leer is die omtrek van 'n reghoek. Kyk gou weer, die omtrek is al die pad reg rondom die reghoek. Begin op 'n punt en dan gaan ons reg rondom. Wat is nou weer die eienskappe van die sye van 'n reghoek? Hierdie sy is so lank soos hierdie een. Die teenoorstaande sye is ewe lank. En hierdie sy is so lank soos hierdie een. Ons noem hierdie sye die lengte. Ons stel dit voor met 'n L en ons noem hierdie 2 sye die breedte. Ons stel dit voor met 'n B. Kom ons kyk gou hoe die omtrek se formule lyk. Begin op 'n punt. Die eerste sy is die lengte L, die tweede een is die breedte B, die derde een is weer die lengte L, en die vierde een is die breedte B. Ons het lengte plus breedte plus lengte plus breedte, maar ons wil dit korter skryf. Ons kan sê die omtrek van 'n reghoek is 2 keer, hier is die 2 van die L, 2 keer die lengte, en 2 keer die breedte. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die formule vir die omtrek van 'n reghoek is 2 maal die lengte plus 2 maal die breedte. In hierdie reghoek is die lengte 3 meter en die breedte is 5 meter. Ons vul nou net die afstande in die formule in. Die lengte dis 3 meter en die breedte is 5 meter. Nou doen ons gou die som. 2 maal 3 is 6 meter plus 2 maal 5 is 10 meter. 6 meter plus 10 meter is 16 meter. Onthou dat jou meeteenhede altyd dieselfde moet wees. Jy kan nie byvoorbeeld millimeter en sentimeter bymekaar tel nie. Jy moet eers alles in dieselfde meeteenheid omskakel. Jy moet ook weet hoe om die omtrek van ander figure te kan bereken. In graad 7 gebruik jy net die formules vir die vierkant of die reghoek. Waar ons met ander figure werk, doen jy dit net soos wat jy in die vorige grade gedoen het.
Voor jy begin, maak jy eers seker al die meeteenhede is dieselfde. In hierdie voorbeeld is alles dieselfde. Jy begin iewers by 'n punt en maak seker jy tel alles bymekaar en dat jy elke sylengte net een keer optel. Ons begin hier by die swartkool, sodat ons weet waar ons begin en waar ons moet ophou. 10 mm plus 5 mm plus 5 mm plus 10 mm en die laaste een is 8 mm. As ons dit optel, die antwoord is 38 mm. Die omtrek van hierdie figuur is 38 mm.